Ek het 'n vriend gehad wat 'n multimiljonêr was. Nadat hy al sy rekeninge betaal het, het hy nog steeds 20 miljoen rand in sy rekening gehad elke maand. Dis wat hy verdien het. Nadat alles betaal is, was sy wins 20 miljoen rand. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat so baie geld verdien daai tyd in my lewe nie. Dit was iets om te aanskou. Weet, hy bel die bank, dan sê hy vir die bank, ons is op pad, ek soek 100 000 rand. Dan stop hy buitekant van die pad, dan klim sy seun uit, gaan haal die 100 000 rand. Kom ons terug, ry ons om die blok, dan koop hy 90 000 rand se goed op, dan gee hy vir my 10 000 rand, dan vra ek vir wat moet ek met hierdie maak, dan sê hy vir my wat moet hy met dit maak, dan gee hy vir my geld, dan hou ek die geld, môre gee hy weer vir my 10 000 rand, dan sê ek vir my, ek het nog eens gister in gebruik en sê vir my wel, ek het sakgeld nodig. Ek kon my brein nie rondom dit gekry het nie. My vriend is nou al by Jesus, hy's huis toe. Maar ek onthou eendag het ek en hy gaan sit en eet en ons sit in so 'n klein kafeetjie, so agterstraat kafeetjie waar ons lekker sit en sushi eet. En ek staan op en die Here sê vir my, gaan betaal die rekening. En dit was nie 'n duur rekening gewees nie, seker 800 rand of iets soos dit. En ek onthou ek het nie geld gehad om dit te betaal nie, maar ek het geld gehad om dit te betaal. As jy weet wat ek bedoel. Ek is nie skatryk om sommer net geld uit te gee nie, maar ek is nie so arm dat ek dit nie kan bekostig nie. En ek stap badkamer toe en ek kom terug en ek vra vir die kelner, kan ons daai rekening net kry? Ek wil dit betaal asseblief so vinnig as moontlik. En ek betaal die rekening en kom terug. En toe ek by die tafel kom sit, toe vind my vriend uit dat ek nou net die rekening betaal het en hy verloor dit heeltemal. Hy gaan daar af en te kere met my wat maar net 'n sendeling is. Wat kan ek met rekeninge soos hierdie maak? Hoe kan ek nou my laaste bietjie geld uitgee op hom om 'n rekening te betaal? Hy is 'n multimiljonêr. Die rekeninge is niks vir hom nie. En nou sit ek daar om dit te betaal en hy is kwaad vir my, want ek's maar net 'n sendeling. Ek's maar net 'n evangelis. Ek bedien maar net die wêreld. Ek verdien nie geld nie. Ek het nie 'n vaste inkomste nie en nou vat ek die bietjie wat ek het om sy rekening te betaal. Hoe kan ek dink dat hy nie daai rekening kan bekostig nie? En in daai oomblik sê die Here vir my, dis nie dat hy dit nie kan bekostig nie, dis dat hy sukkel om te ontvang. En dat hy 'n besigheidsman is en dat hy gewoond daaraan is om altyd almal se rekeninge te betaal, want dis wat mense van hom verwag. En God wil vandag sy rekening betaal. En ek sê vir hom, my vriend, dis nie dat ek dit nie kan bekostig of jy dit nie kan bekostig nie. Dis dat God weet dat jy altyd die een is wat almal se rekeninge betaal en vandag wil hy jou rekening betaal. En as jy nie gaan leer om te ontvang wat God vir jou het nie, gaan jy altyd dink jy moet iets doen om iets by hom te kry. En hy begin huil net daar. En van daai dag af is dit in my hart om wanneer ek saam besigheidsmanne is om hulle rekeninge te betaal, want ek weet en besef dat hulle altyd die een is wat mense se rekeninge betaal. En ek weet nie waar jy vandag met God is nie, maar in Afrikaans is dit moeilik om iets by mense te kry. Weet ou wil jy 100 rand gee, nee, jy is alright. Mense stap al weg en dan dink jy, ja, ek sou eintlik iets met daai 100 rand kon gedoen het. En dan is dit moeilik om by God te kan ontvang. En in die geloof is dit al wat jy het. Daar's niks wat jy vandag kan doen wat kan maak dat God jou raak sien, meer of minder lief het nie. As ons nie in geloof en deur geloof ontvang die prys wat Jesus betaal het nie, gaan ons nooit in die volheid kan stap van wat die koninkryk vir my en jou as kinders van God in stoor het nie. En jy moet vandag 'n keuse maak om te kan ontvang. En nie te sê, nee Here, baie mense sê, nee, hulle het so baie probleme, hulle moet nog die Here besig hou met hulle probleme ook, want hy het ook so baie goed wat hy moet uitsorteer. God wil jou ken intiem. Hy het nie 'n prys betaal sodat hy in afstand kan wees van jou nie. Jesus het die brug tussen mens en God kom toemaak sodat ek en jy een met die Vader kan wees. Sodat hy homself in ons kan sit en hy sy lewe deur ons kan leef. Sodat ons een met hom kan wees en kommunikasie met hom kan wees. Dat ons kan bou saam met hom en vorentoe gaan saam met hom. Sy plan met ons lewe is 'n hoopvolle toekoms, voorspoed en nie teëspoed nie. God se hart vir jou is voorspoed en nie teëspoed nie. Hy wil saam met jou bou en saam met jou deur goed werk. Hy wil in jou bewerkstellig dat jy meer soos hy kan lyk. Hy wil goedjies afbreek wat nie hy is nie, sodat jy meer soos hy kan lyk. Sy doel met Jesus op aarde is nie net dat ek en jy kan hemel toe gaan eendag nie, maar dat hemel in ons kan wees. Weet Todd White sê eendag dat mense glo net genoeg om in hemel te kom, maar nie genoeg dat hemel in hulle kan wees nie. En as ons nie ons harte gaan oopmaak en leer hoe om te ontvang nie, gaan ons nooit die volheid van die brood van die hemel werklik kan ontvang, eet daarvan en vol wees vir die res van ons lewens nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat U 'n prys betaal het, dat ons U kan ken. Dankie Jesus, dat ons in geloof kan kom vandag en kan ontvang wat U vir ons het. Jesus, ek bid dat U die trots uit ons harte uit sal haal.
oop kan maak, sodat ons nie elke keer vaskop wanneer hy iets vir ons gee of iets wil doen nie. Jesus, dat ons vandag in geloof kom en sê ons ontvang die gawe wat U vir ons gegee het, die Heilige Gees. Ons ontvang die prys wat U betaal het aan die kruis deur te sterf vir ons. En ons glo vandag met ons hele harte dat U die Seun van God is en dat by U niks onmoontlik is. En vandag ontvang ons die hoopvolle toekoms, die voorspoedige lewe, die voorspoed en die teëspoed nie. En ons ontvang dit in geloof vandag in Jesus naam. Vader, U het gesê as enigiemand wysheid kort, laat ons vra en dan sal U vir ons gee. Ons ontvang wysheid vandag in geloof sonder om te twyfel. Want ons is nie soos die een wat deur die branders van die see rondgegooi word, een wat twyfel nie. Ons kom in geloof vandag en ons ontvang wysheid dat U vir ons kan wys hoe om vorentoe te gaan van U af. Ons bid, Here, dat ons ore sal oop wees om te hoor wat U sê en ons oë sal oopgaan dat ons kan sien waartoe U gaan. Ons volg U. U is die herder, ons net die skaap. In Jesus se naam bid ek dit.